soos 'n olyf in Abba Vader se hande. Parasha Tetzaveh, 'n kruisdieners Bybelstudieles. Goeiedag kruisdieners. Welkom by 'n reis wat jou lewe radikaal gaan verander. Ons 2026 jaar tema is die olyfboom, wortels in Yeshua, olie vir die wêreld. Net soos 'n olyfboom is jou groei 'n heilige proses wat deur 5 fases beweeg. Fase 1: berei die grond voor. Fase 2: plant die saailing. Fase 3: stam en takke groei. Fase 4: blomvorming en fase 5: olywe en olie. Ons het reeds die grond van ons harte begin skoonmaak van klippe en dorings. En nou staan ons by die deurslaggewende oomblik van fase 2, die plant van die saailing. Moet nooit die dag van klein dinge onderskat nie. Hierdie fase is deurslaggewend, omdat 'n saailing wat nie reg geplant en gevestig word nie, nooit die gewig van die vrug in fase 5 sal kan dra nie. Dit is hier waar jou daaglikse gewoontes en nuwe keuses die fondament lê. Ons plant onsself nou diep in Yeshua, want slegs 'n boom met diep wortels kan uiteindelik die kosbare olie produseer wat die tabernakel se lig aan die brand hou. In Eksodus 27 vers 20 gee Abba Vader vir Moses 'n baie spesifieke instruksie. Sê vir die mense van Israel om vir jou suiwer olyfolie vir die kandelaar of menorah te bring. Dit moet sonder ophou bly brand. Let op dat Moses nie net moet vra vir enige olie nie, maar vir suiwer olyfolie uit gestampte olywe. In die antieke wêreld was daar verskillende maniere om olie te kry. Gewone olie is verkry deur olywe in massas te pars, maar die olie vir die menorah moes gestamp wees. Dit beteken die olywe is liggies met die hand gekneus. Hierdie eerste vloei van olie was die heel suiwerste. Dit was goudkleurig, helder en het gebrand sonder om rook af te gee in die tabernakel. Dit is oor die proses nie hitte gebruik nie, wat die olie 'n skoon, rokelose vlam produseer. Nog verder in Deuteronomium 24 vers 20 gee Abba vir ons die volgende opdrag. Wanneer jy olywe afslaan van jou olyfbome, moenie dit vir 'n tweede keer doen nie. Laat daar olywe oorbly vir die vreemdelinge, weeskinders en weduwees. Nou wat beteken dit vir jou as kruisdiener? Wel eerstens suiwerheid, deursigtigheid. Jou lewe moet soos daardie helder olie wees. Geen sediment van dubbelheid of geheime sondes wat die vlam laat rook nie. Abba soek jou beste, geen gebreklike offers of second best olie nie. En dan tweedens gestampte olie, dis jou reaksie. Gestampte olie kom van die eerste ligste druk. Dit leer ons dat ons eerste reaksie op die druk van die lewe aanbidding en reinheid moet wees. Wanneer die wêreld jou druk, wat vloei eers uit? Is dit bitterheid of is dit die suiwer olie van vertroue in Yeshua? Dit beteken ook die dood van jou ego en rebellie. Olie vloei eers wanneer die ek verbrysel word om die groter lig te dien. En dan laastens ons voortdurende vlam, volharding. Die olie was daar vir een doel, om die lig sonder ophou te laat brand. Jou verhouding met God is nie net 'n kerkding nie. Dit is 'n konstante brandstof wat elke area van jou lewe verlig. Priesterlike volharding wat nie afhanklik is van emosionele highs nie, maar van dissipline. Hierdie heilige olie het egter iemand nodig gehad om dit te hanteer. 'n Priester wat self afgesonder en voorberei is. Abba Vader sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Is dit dalk oor die arbeiders vasgevang is in hulle eie prioriteite? Sal jy vandag jou rol as priester opneem en sê, Hineni, hier is ek Abba, gebruik my en stuur my om u oes te versamel. Jy is nie net 'n toeskouer nie, jy is deel van 'n koninklike priesterdom. Maar om die olie van die teenwoordigheid van God te hanteer, vereis 'n proses van afsondering.
In Eksodus 28 en 29 sien ons hoe die priesters voorberei is. Volgens Eksodus 29 vers 20 moes die bloed van die ram aan die regter oorlel, die regter duim en die regter groottoon van die priesters gesmeer word. Dit is nie sommer net 'n vreemde ou ritueel nie. Dit is 'n profetiese verklaring oor jou hele lewe. Die regteroor, jou gehoor is nou afgesonder om die stem van Abba Vader bo die geraas van die wêreld te kan onderskei. Jou regterduim, alles wat jou hande aanraak en doen, moet tot sy eer en glorie wees. En jou regter groottoon, dis jou wandel, die plekke waarin jy gaan en die pad wat jy kies. Dit is heilig verklaar vir hom. Kom ons kyk nou bietjie na die priesterlike kleredrag. Ek dink ons almal weet, 'n soldaat kan nie vir oorlog opdaag in sy pyjamas nie. Die klere van die priester was bedoel vir waardigheid en skoonheid. So kom ons breek dit op in 'n paar. So ons het die skouerstukke en die segem. Op die skouers van die priester was 2 onyxstene met die name van die 12 stamme, soos ons lees in Eksodus 28 vers 9 tot 12. In die Hebreëse wortels verbind dit ons aan die konsep van segem, die plek van die eerste altaar en die plek waar die las van die verbond gedra word. Die borsak. Agter die borsak met die 12 edelstene was die Urim, die lig en Tumim, volmaaktheid en integriteit. Dit is hoe die priesters die wil van God bepaal het. Vir jou beteken dit dat jou besluite nie op emosies gebaseer is nie, maar op die lig van Abba Vader se woord. Die hoëpriester het die Hoshen, die borsak gedra, waarin die Urim en Tumim geplaas is, soos ons lees in Eksodus 28 vers 30. Hierdie ligte het die priesters toegelaat om antwoorde en rigting te kry in donker, onduidelike situasies. In Markus 5 sien ons hierdie Urim aksie deur Yeshua. Sy autoriteit oor demone, die bloedvloeiende vrou en die dood van Jairus se dogter is nie towerkuns nie. Dit is die volmaakte lig van regverdige oordeel wat manifesteer. In Johannes 14 vers 12 gee Yeshua aan ons die autoriteit om selfs nog groter dade as hy te doen. Die woord gee jou die autoriteit, en autoriteit vloei uit Shema, hear, listen and obey. Wanneer jy die olie van die woord in jou hart het, dra jy die Urim, die goddelike lig wat die duisternis van siekte, chaos en rebellie oordeel en regstel. Sonder olie is jy soos die onverstandige maagde. Jy het die lamp, wat godsdiens is, maar geen lig, wanneer die krisis toeslaan nie. Jou autoriteit by die skool of in jou vriendekring is direk eweredig aan jou Shema verhouding met die woord. En dan het ons ook die tzitz. Op die tulband, reg op die voorkop, was 'n goue plaat met die woorde, net vir die Here. Eksodus 28 vers 36. Dit is die kragtigste wapen teen die identiteitskrisisse en mental health stryd van vandag. Jou gedagtes en jou identiteit is nie wat mense van jou sê nie, maar dat jy holy to Jehovah is. Ons weet dat olywe van nature bitter is. Jy kan nie die olie geniet sonder om die vrug te breek nie. In fase 5 van die olyfboom se reis kom die olyfpers. Heiligmaking is die proses waar Abba Vader die natuurlike bitterheid van ons vlees, ons selfsug, ons eie wil en ons trots, uitpers sodat die salwing kan vloei. Yeshua is ons perfekte voorbeeld as die geperste een. Hy het in Getsemane, wat letterlik olyfpers beteken, die uiterste druk verduur, sodat die olie van verlossing vir ons kan vloei. Wanneer jy druk ervaar, onthou, daar is geen olie sonder druk nie. Ons lees Yeshua se uitnodiging in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra. Ek sal julle lewens verkoop. Nêrens in die uitnodiging sê Yeshua, bly nes jy is nie. Transformasie is 'n moed en enige iets is 'n moontlikheid vir ons verlosser. 'n Gelowige in Yeshua sonder transformasie is soos 'n olyf wat aan die olyfboom bly hang.
Daar is soveel meer potensiaal in die olyf, maar sonder om deur die parsing te gaan, kan daar niks olie vloei nie. En die olyf sal éventueel vrot of deur wilde diere geëet word. Die konsep van stikkende geslaane olywe is waar fase 4 getransformeer word na fase 5. Jou gawes en talente is soos die blomme aan die boom. Hulle lyk mooi, maar hulle kan nie die duisternis verdryf nie. Dit is eers wanneer daardie vrug die parsproses van beproewing en deur die parsproses van beproewing en dissipline gaan, dat dit brandstof word. Suiwerheid kom nie uit gemak nie. Dit word uit karakter gepars onder die druk van gehoorsaamheid. In Hebreëus is die woord vir olie, shemen, en die woord vir siel, neshama. Wat besonders is dat hulle uit dieselfde kernletters bestaan, shin, mem en nun, net in 'n ander volgorde. Dit wys vir ons 'n dieper boodskap. Soos olie die verborge, kosbare deel van die olyf is, wat eers uitkom wanneer dit gedruk word, so is die siel die verborge, lewende kern van 'n mens wat deur God se asem in ons geblaas is. Olie bring lig en salwing. Die siel bring lewe en geestelike lig. Die taal Hebreëus self leer ons dus dat daar 'n verband is tussen die olie wat 'n lamp laat brand en die siel wat deur God aangesteek word om sy lig in die wêreld te dra. Kom ons pause gou bietjie en gryp gou-gou vir my jou olyfboomreis boekie wat ons jou uitgenooi het om te kry en beantwoord die volgende vraag. Eerstens, dink aan die stamping van olywe vir die suiwerste olie. Hoe kan jou reaksie op klein daaglikse irritasies en toetse of druk 'n offer van suiwer olie vir die Here wees? Dan nommer 2, die bloed aan die oor, duim en toon. In watter area van jou lewe vind jy dit tans die moeilikste om afgesonder te wees vir die Here, om te luister, te doen of te wandel? En nommer 3, hoe help die wete dat jy net vir die Here op jou voorkop dra wanneer jy minderwaardig of onseker voel oor jouself? Kom ons kyk nou verder na die belofte en missie wat God vir ons het. Wanneer die stam en takke begin groei in fase 3, sien ons die eerste tekens van lewe. In Genesis 8 vers 11 bring die duif 'n vars olyfblaar na Noag, 'n simbool dat die oordeel verby is en daar nuwe hoop is. As kruistieners is ons die draers van daardie olyfblaar in ons skole en huise. Maar ons roeping gaan verder as net ons eie oorlewing. Die olie wat uit jou lewe vloei, is nie vir jou eie voordeel nie. Dit is brandstof vir die wêreld se lig. Ons lees in Jesaja 49 vers 6. Dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en die oorblyfsels van Israel terug te bring nie. Ek maak jou ook 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde kan bereik. Dit is nie genoeg om net self vol olie te wees in jou binnekamer nie. Jy is 'n priester wat die olie moet neem en die lig van Yeshua moet laat skyn in die donkerste plekke van jou omgewing. Ons opdrag is om instrumente van lig te wees. Om soos 'n olyf in Abba Vader se hande te wees, beteken dat jy die proses vertrou, van die saailing in die grond tot die olyf in die pers. Onthou net die kragtige beeld uit Eksodus 29 vers 21. Die bloed van die lam en die salwingsolie is saam op die priester se klere gesprinkel. Dit beteken jou brandstof, die olie, is onlosmaaklik verbind aan die verbond, wat die bloed of Yeshua is. Jy is nie net 'n boom wat toevallig hier staan nie. Jy is 'n gesalfde priester wie se klere die merke van opoffering en krag dra. Hier is 'n paar gebedspunte om oor na te gaan dink. Reinheid. Abba, was my met die water van die woord en heilig my gehoor, my dade en my pad met die bloed van Yeshua. Identiteit. Dankie dat ek die priester is. Ek verklaar vandag net vir die Here
oor my gedagtes en my identiteit. Uit 'n vermoë. Gee my die krag om onder druk nie bitter te word nie, maar om toe te laat dat U my vorm tot 'n instrument wat suiwer olie produseer vir U koninkryk. Missie. Laat my vlam helder brand sodat ander die pad na U kan vind en afgesonder wees. Olie skei dit self van ander vloeistowwe. Dit is afgesonder om heilig te bly. Mag ek soos olie myself apart en heilig hou vir U doel. Onthou altyd kruistieners, een lewe op 'n slag, een fase op 'n slag, tot sy olie deur ons vloei en sy lig deur ons skyn. Shalom.